Vanoggend staan ons op 'n plek tussen Hemelvaart en Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees. Ons het donderdag aand Hemelvaart gevier en so 'n bietjie gesels oor wat beteken dit werklik om te sê dit was 'n kroning van Jesus gewees. Jesus het sy ereplek ingeneem aan die regterhand van die Vader. In die vorige week of 2 wil ek amper sê, het ons in die tydperk gekyk tussen die opstanding en die hemelvaart en ons het gesien dat Jesus heel eers homself bewys het. Hy het vir mense gewys dat hy opgestaan het. Hy het gesê kom voel aan my. Tweedens het hy herstel gebring en hy het bemoedig. Hy het nie vir Petrus en vir Thomas en almal gesê ja, het julle gesê julle sal, ek wil nou nie lelike woorde gebruik so stupid en ongelowig en alles wees nie, maar hy kon dit baie maklik maar vir hulle gesê het. Hy kon maklik vir Petrus gesê het, ek het vir jou gesê, jy gaan sê jy ken my nie. Ek het vir jou gesê. Ons doen dit mos met ons kinders, maar Jesus het dit nie gedoen nie. Hy het nie opgestaan en vir hulle gesê, ek het vir julle gesê, julle gaan my verloon nie. Hy het opgestaan en hy het gesê, ek het opgestaan soos ek gesê het ek gaan. So donderdag aand gesê, elke keer as Jesus sê iets gebeur, dan gebeur dit. Hy het gesê, hy gaan terugkom. Dankie. Derdens het ons gesien, dat Jesus het gedoen, hy het vir ons die opdrag gegee om te sê, gaan dan heen. Gaan maak disippels, gaan leer mense, jou kinders, jou kleinkinders, hulle wil nie luister nie. Bly net bid, bid meer en preek minder. Enige ouer vir my vra, my kind wil nie luister nie, dan sê ek, okay, maar dink jy bid meer as wat jy preek? Dan sê hulle, verseker. Sê ek, okay, nou die laaste keer toe jy met hom gepraat het oor die Here, wat het jy gesê? Ek het vir hom gesê, hy gaan hel toe as hy so aanhou. Toe sê ek, nou praat hy 2 maande lank nie met jou nie, nou wonder jy hoekom. Ja, maar die Here sê, nee, wag nou. In liefde. Nooi hom vir 'n ete en sê vir hom, ons gaan glad nie oor die Here praat nie. En as jy bid voor ete, dan bid jy, dan sê Here, ek bid dat die Gees van God in elkeen van ons se harte net lewend sal word. Ek bid dat ons net bewus sal word van die teenwoordigheid en die genade in ons lewe. Ek bid dat ons nooit die liefde van Jesus sal vergeet nie. Seën die voedsel wat ons eet, amen. Nee, ek sou kwaad geword het en ek het ook kwaad geword vir my ma, sy vir my sê, my seun, die Here het jou geroep, jy sal moet begin luister. Sê ek, maar daar's baie wat my al geroep het en ek luister ook nie vir hulle nie. Maar as ek in die nag wakker geword het en ek voel hier's 'n hand op my skouer of op my arm en ek begin haar stem hoor, dan lê ek net so toe oë. Dan wil maak ek of ek niks hoor nie. Maar as ek wat moet hoor nie, is die Gees binne my wat moet hoor. So kom ek sê, miskien moet ons ophou beklei en wanneer jy saam is, nie kyk hoe kan jy veg nie, maar net bid vir die Gees van God. Dis die Gees wat lewend maak. Dis die Gees wat harde verharte harte kom sag maak, harde van klip kom sag maak. Maar ons preek die vanoggend daaroor. Ek het gesê ek is opgewonde. Vierdens, nadat Jesus vir ons die opdrag gegee het, het hy vir ons beloof dat hy die Heilige Gees vir ons sal gee. Dit is tussen die opstanding en hemelvaart. Toe het ons hemelvaart herdenk, want die kroning van Jesus Christus is sy opdrag wat hy aan elkeen van ons gegee het. En nou is ons tussen hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees Pinkster. Handelinge 1 vers 4 tot vers 14. Handelinge 1 vers 4 sê, en toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Dan sê hy dit weer. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? Vers 7, en hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom.
En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria en tot in die uiterste van die aarde. Vers 9, nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel staan en kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle wat sê, Galileese manne, waarom staan en kyk julle na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Vers 12, daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af, wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, 'n Sabbatsreis ver. Vers 13, toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek waar hulle gewoond was om te vertoef, naamlik Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus die seun van Alfeus en Simon die ywerhaar en Judas die seun van Jakobus. Vers 14, hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus en sy broers. So eintlik moet ons nou al van donderdag af, nie net elke aand nie, maar elke dag, van donderdag af tot volgende Sondag, hier by mekaar gekom het en net gewag het. Ons almal is ons lief vir wag. Dit is om lekker om te wag. Enige iemand wat hou van wag? Nie is daar in die klas nie? Niemand, nie tannie Ria skud haar kop baie erg. Ek het vir jou vanmôre baie goeie nuus. Ons is tussen 2 groot gebeure, die hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees. Dis waar die disippels hulle self bevind het. Gaan wag daar. Nou ek weet nie van u nie, as ek vir my pa gesê het, wag net gou, dan het hy my aangehuts om dit vinnig te doen. En toe dink ek sal dit nooit in my lewe aan my kinders doen. Ek kom nou, papa. Wanneer is nou? Ek en jy hou nie van wag nie. Maar ek dink as jy gaan terugkyk oor jou lewe, het al baie dinge in jou lewe gebeur terwyl jy wag. En onthou nou, Jesus het nie vir hulle gesê, toe hy weggaan, okay, ek gaan nou na my Vader toe, so gaan doen maar wat jy wil doen, of gaan terug na wat ook al jy gedoen het, gaan vang maar weer vis, of gaan doen maar weer houtwerk, of gaan maak wat jy wil nie. Hy het gesê, wag 'n bietjie, wag net 'n bietjie, moenie so haastig wees nie. Ons wil nie wag nie, ons wil nie, ons wil haastig wees. Ek het al by Grootpan einde laas jaar gepraat, en daar so 2 of 3 van die mense wat daar was. Toe praat ek oor die woord gou. Dis een van die top 10 woorde wat die meeste gebruik word in Afrikaans. Gou. Nou weet julle wat was interessant? Toe ek klaar geopen het, die eerste persoon wat na my gepraat het, raai wat is die eerste sin wat sy sê? Ek wil net gou vir ons die reëlings deurgee vir die dag. Wil jy nie net gou vir my daai papiertjie bring wat ek alles opgeskryf het? En elke keer as hulle sê gou, dan kyk hulle vir my en dan lag almal. Hoeveel keer het jy vanoggend gou gesê? Ek gaan net gou die dood warm maak. Ek het hom net aan die brand gesteek en weggeloop en gehoop dat hy gaan aanhou warm word. Ons sal na die tyd sien of hy is of nie. En hier kom Jesus en sê, ek gaan die vuur binne julle aan die brand kom steek. Wag net 'n bietjie. Ek wonder soms, hoekom moes hulle wag? Hoekom moes hulle van donderdag hoekom moes hulle 10 dae wag? Hoekom? Wat is die rede hoekom hulle moes wag? Hoekom kon
Hulle nie die oomblik toe Jesus in die wolke opgeneem is en hulle daar stip na die hemel staan en staar, net daar die uitstorting van die Heilige Gees ervaar het. Hulle is daar. Is dit nie miskien hoekom die twee manne wat daar langs hulle gestaan het gesê, hoekom staan julle so stip na die hemel en kyk nie? Ek dink hulle het met 'n verwagting na die hemel gekyk. Jesus het dan vir hulle gesê, soos ek gesê het. En hier kom hy en sê, nee, wat staan julle so stip na die hemel en kyk? Plaas antwoord hulle om en sê, ons wag, daar moet nou iets gebeur. Hoekom moes hulle wag? Baie mense gee op in die wagtydperk, of begin self planne maak, want wag is aaklig. Wag is regtig nie lekker nie. As jy wil sien wat wag aan 'n mens doen, wees net 5 minute laat om jou graad R dogtertjie by die skool te kry. Dan sien jy presies wat doen wag aan 'n kind. Die probleem is, sy is nie net, ek wil amper sê verboureerd en hartseer nie, sy weet ook nou nie, sy weet haar boetie is oor kan die skool, oor kan die pad, so kom ons gaan na hom toe, maar mamma het hom al 12 uur opgelaai, so ook en is hy ook nie meer daar nie. Intussen tyd moet mamma nou probeer uitfigure, waar is sy? Nou gelukkig ken die hele koster haar, maar wag is aaklig. Daar gebeur iets binne jou, die oomblik as iemand vir jou sê, wag net 'n bietjie. As jy in die ry staan by die drive-thru by McDonald's, en jy klaar betaal en hulle sê by die venster vir jou, kan jy net gou die slippie vir hulle gee, net daar gaan wag. Is dit 'n drive-thru of 'n wait-thru? Ons hou nie van wag nie, hoekom moet ek wag? En terwyl jy, hoor mooi wat ek sê, terwyl jy nou uiteindelik jou self in toom gehou het en daar in die parkeerarea nou maar gaan stop het om te wag, wat gaan deur jou kop terwyl jy daar sit? Myne sê gewoonlik, nou gaan jy sien, nou gaan die order nog verkeerd wees ook. Want sy kan my nie deur die venster vra, is ek seker of vra my vrou, meeste van die tyd as ek dit gesê het, is dit dan verkeerd. Wat gaan deur jou kop wanneer jy wag? Ons raak kwaad. As jy vir jou kind wag, waar is hy nou? Waarmee is hy nou besig? Jy moet nou sien, as hy hier kom, dan gaan hy nou weer sy tas vergeet het ook nog. Waar is my man nou? Jy iewers gaan sit, sy. Ek wag vir die brood. Waar is my ma? Vanoggend ry ek in die huis. Papa, waar is mamma? Ek sê, Billa, wag het gou, sy is net gou besig met die kind. Maar waar is sy? Ek sê, hoekom wil jy weet? Nee, ek wil net weet. Ek weet nie. Ons hou nie van wag nie. Hoekom het die Here vir ons gesê wag? Wag is nie tyd wat verlore gaan nie. Maar ons glo, as jy wag, dan mors ons tyd. Kom ons wees eerlik. As jy gewag het, dan sê jy vir iemand, hulle het nou my tyd gemors. Nee? So het God dan nou die disippels se tyd gemors vir 10 dae lank om vir hulle te sê, wag net 'n bietjie. Nee, hy het nie. Want daar's iets wat hulle moes gedoen het. Terwyl ons al by die see was, praat ek met Fanie een aand en ons praat oor Keegan se goed en ons bid saam en alles en ek sê vir hom, Fanie, daar's iets wat die Here besig is met my om te praat. En ek sê, miskien sal almal dit nie verstaan nie, maar ek glo die Here is besig met my daaroor. Ek glo dat ons moet reg wees wanneer die Here wonderwerke begin doen. Hoor mooi wat ek sê, kerk. Kan ons, wat in hierdie kerk vanmôre is, dit geestelik hanteer, as die Here skielik dooies begin opwek en alles? Is ons geestelik voorbereid genoeg? Kan elkeen wat hier sit vanmôre sê, ja, want weet jy wat gaan gebeur? Daar gaan honderde duisende mense instroom by daai deure, wat God
nodig het, wat 'n honger na God het. En dan wil ek jou vra, gaan ons reg wees as daar elke dag 100 mense deur daai deure instap om elkeen by 11 van hulle by die Here te kry? Die Bybel sê die oes is ryp, maar die arbeiders is min. Ons dink dat ons die Here dien om hemel toe te gaan. Nee, dis jou eindresultaat. Dis jou beloning aan die einde wat God vir jou sal gee. So ons is eintlik in 'n wagtydperk hier waar ons sit. Maar weet jy wat? God wag ook vir ons. Want ons is nie op 'n plek in ons lewens waar God ons kan gebruik soos wat hy wil nie. Ons is nog te vol van onsself, ons is nog te sterk in onsself. Ons wil dit doen soos wat ons wil en God sê, nee, ek dink nie jy verstaan nie. God wil jou gesin gebruik wat die Here dien om 'n voorbeeld te wees vir ander gesinne. Ons is in 'n wagtydperk. En ek dink as God vanoggend moes vra, dan sal ek vir hom vra, maar Here, waarvoor wag U? En ek dink vanoggend sal God se antwoord wees, vir julle, Koster. Ag, Jesus Koster, ek wag vir julle. Kom op 'n plek dat ons kan aangaan weer. Kom by mekaar, kom eendragtig saam, kom eensgesind saam, kom getrou saam, kom bid saam, kom wees lief vir mekaar saam, kom ondersteun mekaar saam, dan kan ons aangaan. Dis die opdrag van Jesus tussen die hemelvaart en Pinkster. So ons het nou nog 7 dae oor, want volgende Sondag is Pinkster. En wat as ons volgende Sondag hier sit en ons 100 mense wat vir die eerste keer by 'n kerk kom en almal Jesus nodig het? En ek sê vir elkeen van julle, soos wat jy by die deur inkom, help die een, help die een, help die een, bedien die een, bid saam met daai een, help daai een. Dit sal fantasties wees. Die Bybel sê, die Here het daagliks by die gemeente gevoeg. Nie waar nie? Die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, maar die vers stop nie daar nie. Hy sê, die wat gered is. So dat nie kerk toe gekom om gered te word nie. Iemand moet hulle gaan red, sodat hulle kan kerk toe kom en deel wees van die liggaam van Christus. Jy het krag nodig, jy het die Heilige Gees nodig om dit te kan doen. Jesus het gesê, gaan dan heen en maak disippels. Sy opdrag aan elkeen van ons. Of jy hakkel, of jy oud is, of jy jonk is, of jy kan lees of nie kan lees nie. Dis nie wat hy gesê het nie. Maak disippels. Wag is nie verlore tyd nie. Menslik gesproke is wag 'n stilte. Dis 'n onsekerheid, dis 'n droogte, dis 'n waar is God? Dis 'n wat het nou gebeur? Hoe lank moet ons nou nog wag? Hoekom het jy dit nog nie gedoen nie? 'n Boer plant. En hy kan maak wat hy wil. Maar as hy vandag geplant het, kan hy nie môre kwaad wees as hy nie kan stroop nie. Hy kan maak net wat hy wil. Hy kan kwaad word en hy kan sê, wil ek plant nooit weer nie. Dis 'n klug. Maar op die regte tyd. Ag nee, Dion, daai is nou die laaste wat ek wil gehoor het. Wanneer is die regte tyd? Wanneer jy reg is. Die mielie kan net gestroop word op die regte tyd. Wanneer is jy reg? Ek dink ek moet maak soos by 'n konsert by die skool en net gou laat almal opstaan en bene rek en asemhaal, want nou is julle baie stil. Party mense wil hê dat Pinkster se krag in hulle sal wees. Maar hulle soek nie Pinkster nie, hulle soek nie die vuur nie. Hulle het bly bid, Handelinge 1:14. Hulle het almal eensgesind volhard in gebed. Jesus het nie net
onmiddellik daar dit gedoen en laat hulle almal in verskillende rigtings gaan nie. Jy het 'n geloofshawe nodig. Jy het iemand nodig saam met wie jy hierdie geloofspad kan stap. God het nodig dat jy vir iemand 'n hawe sal wees. Iemand wat jou kan bel, iemand wat jou in die middel van die dag 'n boodskap kan stuur en sê, ek kry swaar. Maar hulle het saam gebid. Gebed berei die atmosfeer voor vir God om te beweeg. Ons wil dikwels die offers bring, maar ons bou nie die altaar nie. Ons wil die vuur van God hê en ons wil alles hê. Maar miskien moet ek vanoggend vir jou vra, hoe ver is jou altaar gebou? In die Bybelse tyd het hulle altaars eers gebou, dan die hout bymekaar gemaak, die vuur gemaak en die offer gebring. Hoe ver is die altaar gebou? Jy wil dalk net soos ek die vuur van God in jou kinders se lewens sien, maar daar is geen altaar nie. Wat het gebeur toe hulle gebid het dat die vuur uit die hemel op die altaar sal val? Hulle het die altaar gebou. So wanneer jy nou bid en sê, Here, ek bid dat die vuur van God op my kinders en my gesin en my kleinkinders en yes, God wil dit doen, glo my. God wil sy vuur, sy krag, sy wysheid, hy wil dit uitstort op jou kinders. Maar waar moet hy dit uitstort? Is die altaar gebou. God se beloftes kom op tyd. Die disippels moes verseker gewonder het, wat vat so lank? Het Jesus vergeet van ons? Gaan hierdie belofte regtig gebeur? Gaan dit die eerste keer wees wat hy 'n belofte breek? Het ons iets gemis? Het ons iets verkeerd gedoen? Is ons op die verkeerde plek? Hulle het dalk gesê, nee wat Here, dis te laat, soos Lazarus se susters, hy ryk al, dis nou te laat. Dit gaan nie nou meer 'n verskil maak nie, is nou te laat. Maar toe die dag van Pinkster aanbreek, sê die Bybel. Maar toe die dag van Pinkster aanbreek, het ek my gees uitgestort op alle vlees. Die Heilige Gees is nie net 'n ervaring nie. Hy is God se krag binne ons. Die Heilige Gees is nie 'n gevoel nie. Die Heilige Gees is nie net ek kan maak soos ek wil en nie. Een van my gunsteling goede wat ek eendag gelees het, komende uit Pinksterkerk uit, is iemand het eendag gesê, die Heilige Gees doen dit en dit en dit en dit en dit, en toe sê iemand, ja, maar soms laat die Heilige Gees jou stil bly op. Soms laat hy jou luister ook. Soms laat hy jou omgee vir mense wat jy glad nie wil nie. Soms sê hy vir jou om plekke toe te gaan wat jy nie wil wees nie. Soms sê hy vir jou om op te hou moun met die wit huis in die middel van die dorp en miskien so te gaan en te gaan bid. Soms daag hy jou uit om vir jou te sê, okay, ek hoor jou, maar gaan jy dan? Ek het op 'n stadium in my lewe gekom en toe sê ek, Here, hoekom kom die mense die hele tyd op my pad? En nog voor ek kon klaar praat, toe weet ek klaar die Heilige Gees sê vir my, want jy het mos gesê jy is beskikbaar. Jammer, Here. Lord, send me. Okay, hierso. Okay, maar kan ons op 'n ander plek begin? Nee, want daar's niemand wat dit wil doen nie. Daar's niemand wat bereid is om dit te doen nie. Ek sluit af. Die disippels kon nie die wêreld verander deur hulle eie wysheid en hulle eie krag nie. Hulle het vir baie jare saam met Jesus geloop. Hulle het alles gesien wat Jesus gedoen het. Hulle het saam met hom baie dinge gedoen. Hy het vir hulle baie dinge gedoen. En baie maklik kon dit alles 'n tradisie geword het. Hulle kon maklik gesê het, okay, maar Jesus het gesê, so en dan het dit gebeur. Jesus het vir die man gesê,
staan op, vat jou bed en gaan huis toe. So dis hoe 'n mens te doen. Nee, hy het nie vir hulle gesê, okay, ek het nou vir julle die voorbeeld gestel, gaan doen nou presies wat ek gedoen het nie. Nee. Hy het gesê, gaan wag, want julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Hy het nie gesê, gaan wag 'n bietjie, en dan sal ek vir julle wys, wie julle almal moet oordeel, en veroordeel, en hoe julle dit moet doen. Maar hy is baie ernstig as hy gesê het, die woord is die waarheid. Jesus het gesê, dat hy niks gesê of gedoen het, as hy dit nie by sy Vader gehoor het nie. En in die laaste 3-4 weke wat ek nou besig is met 'n klomp nuwe dinge, kom ek al meer en meer agter, hoe ons 100% teen die woord van God oor baie dinge in ons geloof gaan. Hoe ons sekere dinge verkondig, wat 100% teen die woord van God is, en dan gebruik ons die woord van God om dit te regverdig. Nee, dit gaan nie werk nie. Want die Gees van waarheid, die waarheid sal jou vrymaak. Handelinge 1 vers 8 sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Hierdie Gees gee vir ons krag, wysheid, bring troos, heiligmaking. Heiligmaking beteken nie om skynheilig te wees nie. Heiligmaking beteken om so te skyn dat ander kan sien dat jy kind van God is. Om so te leef. Liefde vir mense. Ons leef op dieselfde verwagting as die disippels. Hulle het gesit en wag op die uitstorting, op die belofte van die Vader. Ek en jy wag op die volgende belofte wat Jesus gemaak het. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. En dan sal ek terugkom. Die disippels het gewag, hulle moes 10 dae wag. Hulle het gewag, gebid, die opdrag van Jesus uitgevoer. Hoe ver is ek en jy? Terwyl ons wag, moet ons bid. Terwyl ons wag, moet ons werk. Terwyl ons wag, moet ons getuig. Terwyl ons wag, moet ons leef vol van die Gees. Terwyl ons wag, moet ons leef asof ons in daai voorbereidingstyd is. Ek wil jou vanoggend vra, soek jy werklik sy teenwoordigheid? Soek jy werklik sy volheid? Want julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees. Kom ons sluit die oë. Vader, dankie dat ek vandag kan weet, wanneer ek wag, wag ek nie verniet nie. Ek mors nie tyd nie. Want ten spyte van die feit dat ek wag, is ek nog besig. Ek is besig om te bid. Ek het vir myself gevra eendag, Deon, dink jy dat jy reg is vir dit wat God wil doen? Dink ek dat die liggaam van Christus reg is vir dit wat God reg staan om te doen? Die oes is gryp. Die oes is groot en hy word net groter en groter en groter. Kind van God, kerk, is ons werklik reg vir dit wat God wil doen? Is ons reg vir die siele wat ons moet uitgaan en gaan wen? Staan ons gereed om dit te doen wat Jesus wil hê ons moet doen? As ons opstaan in die oggend, bid ons
net vir onsself of bid ons net vir 'n oomblik en sê Here en wys my wat U wil hê ek moet doen vandag. Wys my wat U wil hê ek moet doen vandag. Vader, ons is so geneig om net te bid, Here, my omstandighede, my die, my daar, myne en myne en myne. Myne, ek het dit nodig. U weet ek het dit nodig, Here. En ek wil vanmôre kom bid in die naam van Jesus, dat ons nie net die hand van God sal soek om net te wil hê nie, maar dat ons die hart van God, die verlorenes, 'n stikkende wêreld, net soveel sal begeer. Ek bid dat U ons sal voorberei, Here. Want net soos wat ons ongeduldig word wanneer ons wag, net so bly U geduldig. U bly met ons praat. U bly ons waarsku. U bly ons aanmoedig. U bly ons inspireer om te sê, weet dit. Maar ek bid in die naam van Jesus dat elkeen van ons op 'n plek sal kom wat U meer deur ons begin doen as met ons. Dat ons werklik waar 'n hart sal hê wat die koninkryk van God wil laat ontplof. Nie deur gewoontes en tradisies nie, maar met die liefde van Jesus. Ek bid dat ons gebedsaltare sal begin bou, Here. Ek bid dat ons onsself sal begin voorberei. Ons sê soveel keer dat ons hierdie gebedsketTINGS het. Maar soms wonder ek tog werklik, hoe doen ons dit? Ek bid dat ons altare sal bou van gebed, Here. Al moet ons letterlik iewers elke dag klip vir klip gaan bou, waar ook al ons is. Bid sonder ophou. Kom werk in ons, kom verander ons. Kom werk in ons met die Heilige Gees. Dankie dat U alreeds besig is om ons voor te berei. Net soos ons op U wag, net so wag U op ons. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Die Here seën U.